Nou vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees. Nou April is bekend vir sy vakansiedae en ons het die 7de Goeie Vrydag gehad en vanmôre die 10de is dit familiedag. Nou familiedag is 'n baie besondere dag en ek vertrou dat u tyd met u familie sal spandeer. Dat u tyd met u vrou, met u kinders sal spandeer en dat dit 'n baie besondere dag vir u sal wees en mag die Here vir u ook saam opbou in die allerheiligste geloof en mag die waarheid van sy woord ook tot u elkeen se hart spreek. Nou ons is tans besig met hierdie baie besondere reeks van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Ons het alreeds deur die klompie verse in Kolossense die 3de hoofstuk gewerk. Ons is nou by vers 12 en dit gaan oor beklee julle. Met ander woorde, trek aan die dinge van die Here. U sal onthou die voorafgaande vers het gegaan oor dinge wat ons moet bedink, dinge wat ons moet soek, dinge wat ons moet doodmaak in ons geestelike lewe, dinge wat ons moet aflê en ons is tans besig met dinge wat ons moet aantrek of dinge waarmee ons moet beklee as kinders van die Here. Baie prakties hoe die Bybel vir ons hierdie waarhede deurgee. Kom ons kyk vanmôre dan na die gedagte van dat ons moet beklee met sagmoedigheid. Nou voor ons daarby uitkom, kom ons doen 'n kort gebed saam. Vader, baie dankie vir u troue sorg oor ons. Dis 'n nuwe dag, dis 'n nuwe geleentheid om dan ook die waarheid van die woord aan te hoor. Daar die groot prediker Warren Wiersbe het gesê, "The Christian life is a life of new beginnings." En so kan ons elke môre nuut begin, want Here, u barmhartighede is nuut elke môre, u trou is groot en daarom is my siel opgewonde in u. Daarom het ek dankbaarheid in my hart dat u my saligmaker is en dat u my gekies het om u kind te wees. Baie dankie Vader dat ek deur die krag van u Heilige Gees kan bid dat ek en elkeen wat luister, gehoorsame kinders van u sal wees wat wandel volgens die waarheid van u woord. Dankie dat u ons in staatsteller is. Word verheerlik ook in die oordra van die woord en die verstaan daarvan. Ons bid dit tot eer van die heilige naam. Amen. Nou vriende, ons is besig met Kolossense 3 vers 12. Daar staan beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming. Ons het dit klaar hanteer. Beklee julle met goedertierenheid. Ons het dit klaar hanteer. Beklee julle met nederigheid. Ons het dit klaar hanteer. En vanmôre dan beklee julle met sagmoedigheid. Nou die woordjie sagmoedigheid in Engels is die woordjie meekness. En beteken om ten spyte van uitlokking, provokasie en irritasie beheerst en sag op te tree. Nou, u kan miskien dadelik daarna die asem snak en sê, Gerard, wat praat jy nou van? As ek uitgelok word of geïrriteer word, dan borrel ek oor, dan sê ek my sê, dan doen ek my ding. Ek wil vir jou sê, die Bybel leer vir ons, as ons rus en vrede vir ons siele wil hê, moet ons sterwe aan hierdie gesindheid, wat maar net oorloop wanneer ons te nagekom word. Om sagmoedig te wees in goeie omstandighede is geen deugte nie. Almal kan dit doen. Dis om sagmoedig te wees wanneer ek uitgelok word, wanneer ek geïrriteerd word, om dan nog beheerst en sag op te tree, dit is 'n gawe uit die hand van God. Dit is 'n deugte wat die Gees van God in my hart werk, wat ook in my familie, in my huisgesin, in my gemeente en in my gemeenskap en werksplek iets vir die Here sal beteken. Sien vriende, sagmoedigheid dra die betekenis van dat ek nie 'n swakkeling sonder standpunt sal wees nie. Nee. Dis nie wat dit beteken nie. Maar dit beteken dat ek eerder sal opstaan vir die waarheid met die gesindheid van die Here Jesus self. Dit beteken nie ek is ruggraatloos nie. Dit beteken juis ek staan sterk, maar deur die krag van die Heilige Gees met die waarheid van God as die lig vir my pad en die lamp vir my voet. Die Engels stel dit baie mooi. To be self-controlled because I am God-controlled. Is dit nie vir u mooi nie? Om selfbeheersing toe te pas, omdat ek onder beheer van die Here is. To be self-controlled because I am God-controlled. Dis vir my so mooi daar in Numeri 12 vers 3 staan daar, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Nou as jy mooi daaraan dink, is Moses die man wat daar die Egiptenaar doodgeslaan het en toe gevlug het vir sy lewe. En daar in die woestyn het die Here met Moses gewerk. En die Here het Moses van binne na buite verander en as sagmoedige kon hy dan ook die volk Israel begelei het. Maar hy was nie ruggraatloos nie. Onthou jy wat gebeur het toe hy van die berg afgeklim het? Daar in die boek Exodus en die volk die goue kalf gebou het, vind ons dat hierdie man Moses ferm opgetree het. Hy het hierdie 2 kliptafels gebreek en hy het daar die goue kalf fyn gemaal en hy die mense daar die water laat drink.
maar toe pleit hy ook by God om nie die volk totaal uit te wis nie. Kan u die balans agterkom? Sagmoedigheid is nie om ruggraatloos te wees nie. Dis nie eens ek is 'n jellyfish nie, maar ek is onder beheer van God en ek staan op by tye teen ongeregtigheid, maar ek doen dit ook met 'n gesindheid van die Here Jesus. U sien, sagmoedigheid maak my nie 'n jellyfish nie. Nee, ek staan op vir wat reg is. Ek tree op indien nodig, maar nooit in eie belang of vir eie eer nie. Sagmoedigheid is, my lewe gaan oor die verheerliking van die Here Jesus Christus self. Galasiërs 5:22 wat gaan oor die vrug van die Gees, sê vir ons baie duidelik, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en dan sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis so pragtig as ons kyk na die vrug van die Gees en die vraag wat ek dikwels vir myself afvra, is daar sagmoedigheid in my lewe? En as ek sien my lewe het nie sagmoedigheid in nie, of ek tree in eie belang of ek tree op 'n manier op wat mense snaaks laat kyk na my en amper die vraag in hulle oë sien, is hierdie man werklik kind van die Here? Dan vra ek, Here, vergewe en werk 'n dieper werk in my hart, sodat sagmoedigheid, die gesindheid van Jesus, al hoe meer in my lewe tevoorskyn sal kom. U sal onthou die vers wat ons vir u voorgehou het daar in Matteus die 11de hoofstuk. Onthou u wat sê die Here Jesus? Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Die apostel Peter is hierdie man wat Malgas se oor afgekap het in die tuin van Getsemane, die een wat gesê het, ek sal Jesus nie verloon nie, 'n man vol bravade. Ons lees hoe die Here sy lewe verander het en die Gees sy lewe kom omskep het en hy sê daar in 1 Petrus 3 vers 15, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van 'n kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Ek moet bely, in die jare wat ek in die bediening is, moes ek baie sake al aangespreek het. En ag vriende, een ding wat ek agtergekom het, dat ons nodig het om sagmoedigheid toe te pas, ook in die hantering van sake. Het ek al geval in hierdie opsig? Baie. Het ek vergifnis gevra? Ag vriende, dikwels. Maar ek dank God dat hy nog nie moedeloos met my geraak het nie. Dat hy nog nie moedeloos met jou geraak het nie. Daarom vra ek, Here, dat die vrug van sagmoedigheid al hoe meer en meer in my lewe tevoorskyn sal kom. Dit is soms moeilik wanneer mense jou lynreg teestaan. Wanneer mense die leuen liefhet en die waarheid haat. Wanneer mense jou in 'n swak lig wil stel terwyl hulle skuldig is. Wanneer mense poog om jou naam swak te maak terwyl hulle weet dat wat hulle van jou sê nie waar is nie. Dan is dit nodig om sagmoedig te wees. En daarom pleit ek by die Here, Here, gee my 'n hart soos die hart van my Here Jesus, wat te midde van leuns wat van Jesus versprei was en te midde van valse aantuigings toe hulle vir hom sê hy's 'n vraat en 'n wynsuiper, het hy dit oorgelaat aan sy Vader wat regverdiglik oordeel. Mag u en ek genade vind, vriende, om hierdie saak ter harte te neem. 'n Kind van die Here is iemand wat hom beklee met sagmoedigheid. Iemand wat hom beklee met hierdie gesindheid, wat eie is aan 'n kind van die Here. Iemand wat ten spyte van uitlokking beheerst en sag optree en dit oorlaat aan Vader wat regverdiglik oordeel. Dan net so slotgedagtetjie. Dis noodsaaklik om ook te sien dat as iemand van ons rekenskap eis omtrent ons geloof, dat ons dit sal doen met sagmoedigheid en vrees. Dit help nie ons sê, man, jy's 'n pateet en jy verstaan nie hoe werk die Bybel nie. Kom ek vertel jou nie. Nee. Die gesindheid moet wees een van sagmoedigheid. Kom ons praat. Kom ek vertel jou wat Christus in my siel gedoen het. En dan sien ons hoe dit uit die blaaie van die Bybel vir ons verduidelik word. En dan kom ons by die antwoord, is dit wel met jou siel? Dit wat jy miskien aan glo, is dit nie 'n dwaling nie. Ag, en dit is vir my 'n skokkende feit, vriende, dat ek die afgelope tyd met soveel mense in aanraking kom wat teenoor my erken dat hulle kerk moet dwaalleringe sit. Maar hulle is bereid om by daai kerk te bly terwille van tradisie, terwille van oorleweringe, terwille van mense wat vroeër jare daar was. Mag u en ek sagmoedigheid vind om hierdie mense te begelei en vir hulle te sê, luister, die woord van die Here is ons standaard. God se woord is ons barometer. Dis nodig om met sagmoedigheid verantwoording te doen in wat jy glo en waarom jy dit glo, sodat Christus in alles verheerlik sal word.
Ek wil afsluit deur vir u 'n paar verse te lees van Halleluja lied 294. Daar staan: my gees, my siel, my liggaam, wy ek aan u, o Heer. Ek lê my as 'n offer voor u vir ewig neer. Die koorgedeelte sê: my al is op die altaar en wagtend op die vuur. Wagtend, 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 ja wagtend op die vuur. Nou dis maar 'n Ou Testamentiese beeld wat hierdie lied deurgee, dat toe Moses vir Aaron gesê het om die offers te bring, het Aaron daar die offer geslag en God het geantwoord met vuur by tye, deur dan ook hierdie altaar of hierdie offer dan as aanneemlik te sien. Ander kere het Aaron self hierdie offer verbrand en die Bybel sê dit was 'n lieflike geur vir die Here. Die beginsel eintlik hier maar eenvoudig: Here, hier is my lewe, ek lê dit op die altaar. Dis nie meer my lewe nie. Ek is soos 'n offer op die altaar. Ek wil 'n lieflike geur vir u wees. Ek wil u naam verheerlik deur my woorde, gedagtes, dade en optrede. Ag, daardie pragtige tweede vers sê: u Jesus, sterke heiland, sien my genadig aan en maak my rein en heilig. U woord bly ewig staan. En dis die gebed van my hart vir my en vir jou, dat ons sal sê: Here, my alles is op die altaar. Ek wil niks terughou nie. Ek wil u nie met 'n halfhartige hart dien nie, maar ek wil soos 'n offer wees op die altaar, dat die reuk wat ek uitsprei en versprei na die wêreld, sê eerder so, 'n reuk sal wees wat mense na Jesus trek. 'n reuk sal wees wat God die Vader verheerlik deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Mag die Here ons genade gee daartoe, mag ons wysheid gee, vriende, en mag u verdere ondersoek instel in die woord, sodat u meer sal word soos Jesus. Baie seën vir u, baie sterkte, baie liefde in die Here, en mag die Here vir u opbou in die allerheiligste geloof. Mooi bly, tada.